opgewonde vanoggend in die huis van die Here te kan wees. Smile bietjie, lyk soos 'n kolgate advertensie. Moenie so morbied lyk nie. Ons is hier om die naam van die Here groot te maak. En dis mos waaroor ons harte moet gaan vanoggend, om die naam van die Here te wil aanbid. Nou ek het volgende weer 'n vraag. En ek hou van vrae. Hierdie is 'n maklike vraag, man. Nehemia, wat was sy naam? Wat het sy naam beteken? Enigeen? Die Here vertroos. Dis wat sy naam beteken. Mag die Here vandag Nehemia in jou lewe wees en jou kom vertroos. Amen. Nou dan gaan ek ook vandag uit die boek van Nehemia met julle die woord van God deel. Die naam van Nehemia, die Here wat die Here vertroos beteken, was 'n vooraanstaande staatsman wat saam met Esra die volk van Juda in die beloofde land hervestig het. Nou wie kan my vertel, wie was Nehemia? Wie kan my vertel? Hy het die muur, en dis wat almal van hom onthou. Maar as iets dieper van Nehemia, wat ons almal miskyk. En weet jy, seker een van die mooiste gebede vir die volk en vir my en jou vandag nagelaat. En ek dink nie, wanneer ons hierdie boek Nehemia lees, besef ons van wat 'n kragtevol 'n gebed hy vir ons gegee het nie. Ons kyk dit mis. Want jy sien, ons sien net die daad wat hy gedoen het. Hy was die skinker van die koning. En wat gebeur wanneer jy die skinker van die koning is? Wat moet jy doen? Jy sit elke dag jou lewe in gevaar, weet jy dit? Elke liewe dag. Met ander woorde, hy moet die koning se kos en die drankie wat aan die koning voorgesit word, eerste proe. Met ander woorde, is daar gif in is, wie gaan omkap? Hier's number 1. Maar in spite van daardie werk wat hy gehaat het, het hy guns in die oë van die Here gehaat. En hy het guns in die oë van die koning gehaat. Want jy sien, die koning het geweet, as Nehemia leef, gaan hy leef. Is dit nie so nie? Want hy weet mos, as hierdie man nog hier staan, dan gaan daar nie gif in die kos wees nie. Hange wat 'n gedeelte hy geproe het, né? Amen. Nou waarom was die mure belangrik vir Nehemia gewees? Wie kan vir my sê, waarom was die mure van Jerusalem so belangrik gewees om te herbou? Nee, gaan nie net oor die beskerming nie. Dit gaan oor iets baie dieper. En wie kan my sê, wat was dit? Dit gaan oor die volgende. Vir die mense in die antieke Ooste het 'n sterk muur nie net die fisiese beskerming teen hulle fyne gebied nie, maar ook die mag van die inwoners se God weerspieël. 'n Verbroke stadsmuur was 'n teken van 'n swak God. Toe Nehemia die boodskap kry van sy broer dat die stadsmure geplunder en afgebreek was, het hy gerou, hy was hartseer. Want wat het dit gesimboliseer? Dat sy God 'n God van swakheid was. En dit kon hy nie toelaat nie, want ons God is nie 'n God van swakheid nie. Ons God is die almagtige skepper van hemel en aarde. En hier word die naam van die Here wat gedoen? Afgebreek. En die mense het gesê, kyk, daai Israeliete se God is 'n swak God. Hy beteken niks. En Nehemia het gesê, dis nie my God nie. My God is die skepper van alles. En Nehemia kom, en ons gaan nou sien, wat het hy alles gedoen. Hy het gegaan, en hy het in gebed gegaan. En my tema vir my boodskap, gebed en dade, gaan hand aan hand. Want jy sien, ons kom baie keer en ons bid, maar ons dade getuig nie van die God wie ons aanbid nie. Ons dade getuig nie van die God wie ek en jy aanbid nie. Ons kom hier en ons bid, maar ons dade getuig nie van wie ons God is nie. Dis tyd dat ons weer biddende kinders soos Nehemia aan die volk word,
Dat ons dade begin getuig oor die grootheid van ons God. Is jy skaam vir jou God? Nee, ons moet 'n Nehemia word wat opgestaan het en gesê het, ek ken my God, ek weet wie my God is. Hy is die Almagtige. Ek gaan nie staan vir daardie muur wat geval het nie. En sy gebed het oorgegaan in dade. En wie van my kan vir my sê, in hoeveel dae was die muur herbou? Ten spyte van al die aanvalle, ten spyte van alles wat op sy pad gekom het, en jy kan deur die boek van Nehemia lees, dit was nie maklik om die muur te herbou nie. Op 'n stadium het hulle met die swaard in die hand gestaan en die boutroffel in die ander hand. Dis so groot die aanval was. En baie keer kom ek en jy in hierdie situasie waar ons voel ons kan nie, maar dan moet jy op die tweesnydende swaard waar die woord van God te staan, en in jy dade moet die bouer wees. Moet die bouer van jou geloof wees. Dis tyd dat kinders weer biddende mense word, maar in geloof die muur van God se grootheid bou. Maar aan die ander woorde, jy moet 'n dader word van God. Jy moet 'n dader word van die woord. En hy kom, en ek wil hê ons moet na Nehemia hoofstuk 1 vers 5 gaan. En ek gaan vir jou lees die gebed, een van die mooiste gebede wat ooit gebid is. En ek dink ons mis hom. En gesê vers 5, ag Here God van die hemel, groote en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat U liefhet en U gebooie onderhou. Vers 6, laat U oor tog opmerksaam en U oë oop wees om te luister na die gebed van U knegt wat ek vandag voor U aangesig bid, dag en nag vir die kinders van Israel, U knegt. Terwyl ek die sonde van die kinders van Israel bely, wat ons teen U gedoen het, ook ek en my familie het gesondig. Vers 7, ons het baie verkeerd gehandel teenoor U, en ons het die gebooie en insettinge en die verordenering van wat U aan Moses, U knegt beveel het, nie gehou nie. Ek wil net daar gaan. Praat nie vandag met ons nie. Hierdie gedeelte wat ek tot nou toe gelees het, praat nie met ons nie. Het ons nie ons rug gedraai nie, op dit wat beveel is, ons moet onderhou nie. En hy erken, dat ons gesondig het, en hy begin, en hy sê, Here, ons as volk het gesondig, maar hy erken, en hy bely sy eie oortredinge, hy sê, ek en my familie het gesondig. Weet wat is vir my mooi? Nehemia hardloop nie hier weg van sy eie swakhede en sy eie foute nie. Hy erken dit en hy bely dit. Vers 8. Dink tog aan die woord wat U aan Moses, U knegt beveel het, naamlik, as julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. Maar as julle heel tot my bekeer en my gebode onderhou en dit doen, al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek hulle daarvandaan versamel en hulle bring na die plek wat ek verkies het om my naam daar te laat woon. Is dit so mooi nie? Praat nie vandag met ons nie? En hy gaan verder. Vers 10. Hulle is tog U knegt en U volk, wat U verlos het deur U groote krag en deur U sterke hande. Vers 11. Ag Here, laat U oor tog opmerksaam wees op die gebed van U knegt en op die gebed van U knegte wat verlang om U naam te vrees, en laat dit tog vandag 'n knegt geluk en verleen hom barmhartigheid voor die oë van hierdie man. Ek was naamlik 'n skinker van die koning. Nou in Nehemia 1 vers 5 tot 11 boekstaaf Nehemia se pragtige gebed vir die inwoners van Jerusalem.
Hy het God se verbondsbelofte aan sy volk in herinnering geroep. Wat het hy gekom? Hy het die Here herinner aan die verbond wat die Here met die volk gesluit het. Hy het die volk se sondes met 'n begrip van sy eie sondes bely. Hy het God om vergifnis gevra. Hy het 'n beroep op God gedoen om sy verbondsbelofte te onthou. Gebed was 'n groot gedeelte van Nehemia se lewe. As jy die boek van Nehemia bestudeer, gaan jy iets sien voor elke krisis. Wat het hy gaan doen? Hy het gaan bid. Voor elke groot besluit het hy gebid en het hy God se aangesig gesoek. Wat doen ek en jy? Vir enige groot besluit bid ons. Vra ons God. Dan verstaan ons nie hoekom dinge in ons lewe fout gaan nie. Dan verstaan ons hoekom dinge nie uitwerk nie. Want jy sien uit in hierdie woord van God en op die belofte en die verbond van God staat gemaak. Maar sy dade het getuig van wie hy aanbid. Almal het geweet wie sy God was. Hy was nie skaam om oor sy God te praat nie. Toe die koning vir hom vra en sê, hoekom is jy bedroef? Het hy eerste, en jy kan gaan lees in Nehemia 2, vers 4, wat hy kom en hy sê, en hy het gebid en God gevra, verguns, voordat die koning geantwoord het. Hy het gekom en hy het gesê, toe die koning vir hom vra, is jy bedroef? Wat het hy gedoen? Hy het gebid, en toe die koning die antwoord gegee. Want hy het geweet, wanneer hy op God staat maak, sal God 'n weg maak. Sy gebed het oorgegaan in geloof, wat getuig van sy daad, want toe het hy na die koning gegaan, en hom die antwoord gegee. En wat het gebeur? Die koning sê, maar jy het guns in my oë, ek maak jy die goewerneur van daardie streek, gaan bou die mure. Sy gebed het oorgegaan in daad. Gebed was 'n groot gedeelte van Nehemia se lewe. Hy het nie net eenmaal per week in die heiligdom gebid nie. Jy sien, wat is wat ek en jy moet doen? Is dit mos nie ons nie? Ons bid gou oor 'n saak, vinnig, dan moet die Here antwoord. Nehemia het volhard in gebed. En hy het God se aangesig gesoek. Dit was soos deel van sy daaglikse lewe, soos asemhaal. Dis hoe gebede in jou lewe moet wees. Ek praat hier agter met my ou boeta, sien nie met die pink, ek kry hom jammer. Ek dink sy vrou het seker weer sy hemp gekies, met 'n arme vrystater. Ek praat hier agter met hom, en ek sê vir hom, maar daar's 'n program wat uitgewerk is vir die Paasnaweek, en ek sê vir hom, boeta, ek sal daai dan doen jy daai. Hy sê nee man, gebed is die maklikste, en ek kies die maklikste onderwerp. Kom by my net so. Waarom? Want gebed is soos asemhaal vir hom. Dis nie meer vir hom 'n stryd nie. Hy soek nie woorde nie, want hy laat die Gees praat. En dis hoe jy moet wees. Ek wil ook volgende keer die maklikste onderwerp kies. Amen. Ons sien hoe hy op die mooi sonskyn daar, maar ook op donker bewolkte dae bid. Hier kom hy en hy sê eintlik, in lekker tye, goeie tye, nader ek tot God in gebed. Maar wanneer die wolke van storm aankom, bid ek meer. En wanneer die storm kom, dan raak die stem van God mos stil in ons lewe, is dit nie? Ag Here, U straf my weer. Here, U haat my. U het my nie meer lief nie. En ek kan aangaan oor mense wat al voor my gesit het in hulle storms, dan sê ek, God haat jou nie. Inteendeel, ek dink jy moet terugdraai na God. Jy moet laat die liefde van God deur jou lewe werk, en 'n liggie skyn, dan sal God antwoord. Kom ons kyk, en ek wil vandag hierdie gebed van die Nehemia oopbreek, want ek dink dit is een van die mooiste gedeeltes vir my en jou. Ek wil hom sistematies in 6 gedeeltes opdeel. En die eerste een van sy gebed, begin ek met die vraag, aan wie is dit gerig? Sy heel eerste gedeelte van sy gebed is aan wie gerig? Aan God die Vader.
Die modelgebed. Wie kan vir my sê, waar staan hy? Behalwe Karen en Henry en die res. Matteus 6, wat is die heel eerste gedeelte? Eer aan God. In my gebedslewe, in jou gebedslewe, wie moet ons eerste eer gee? Sê my gou, God. Maar het jy geluister as mense bid, o Here, ek het nou dit nodig, jy moet besef, jy moet gou kom broer, ek is in die moeilikheid. In plaas van eer aan God gee, sy naam groot te maak, hom lof te besing, doen ons dit nie. Hier kom jy nie meer, en die heel eerste wat hy doen, hy rig dit aan wie? Die een, Psalm 121, ek sla my hoop na die berge, na wie moet ek eerste gaan? En hy sê dit, o Heer God van die hemele, die groote en die ontsagtelike God. Hy erken hom vir wie hy is. Heel eerste. In jou gebedslewe, wie herken jy heel eerste vir jou, of God of jou situasie? Hy het nie in sy situasie vasgekyk nie, hy het nie in mense vasgekyk nie, hy het na God gegaan. En hy sê, o Heer, my groote God, en hy herken die gesag en die autoriteit van God. Ja, die mure is afgebreek, maar deur U gaan ek dit herbou. En hy gaan verder, die tweede gedeelte. Hy gaan na God se karakter. Wie ken God se karakter? Wie ken dit? Sien, ons dink ons ken God se karakter, maar het jy 'n Bybelstudie oor dit gaan doen? Jy weet, hy het 'n ontoelaatbare wil en hy het 'n toelaatbare wil, en jy moet weet wat die twee is, om God se karakter te kan verstaan. Maar sy hoofeienskap is wat? Liefde. Want God se hele karakter bestaan uit liefde. En hy gaan in liefde na God toe. Hy sê vir hom, U hou verbond en barmhartigheid vir die wat U liefhet en die gebooie onderhou. Wat haal hy aan? Waarop gaan sin speel hy? Op die liefde van God. Here, as U ons liefhet, U het ons lief. Ons het U lief en ons probeer U gebooie onderhou. Wanneer jy tot God nader, sê jy vir hom, jy het hom lief. Besing jou hart om in daai gebed. Getuig jou dade van die liefde van God. Getuig jou daarvan. Ek praat baie met Mario as ons so ry, en ek het die voorreg gehad om Vrydag saam met hom te ry. Toe gesels ons oor stickers wat op karre is. Maar daar staan, prys die Here, maar as die taxi voor hom inry, wat wys hy? Wys hy die liefde van God? Haal liewer daai sticker af, want dis nie die liefde van God wat jy weerspieël nie. Inteendeel, jy breek die muur af, soos wat die vyand die muur afbreek. Die derde punt, hy het 6 versoeke wat hy aan God rig. 6. Wat hy God spesifiek vra. Versoeke. Hy sê, laat U oor nou aandagtig wees. Hy vra die Here om te luister na sy hart, na sy hartsbegeertes. Dis die eerste een wat hy vra, van die 6. In vers 6 kan jy dit gaan lees. Laat U oë oop wees, dat U na my hart kan kyk, en my hart raak sien, en waarvan my lewe getuig. En as jy vandag vir die Here moet vra, Here, laat die oor vir my oop wees. Hoe praat jy met God? En jy sien, hy het met liefde, respek en ontzag tot God genader. En baie keer in ons gebedslewe is ons voorbarig. Ons is arrogant. We demand, nie die maand is nog lank. We demand, ons het entitlement aan onsself toegereken. Ek wil dit nie, U moet dit gee. Nee, die Here hoef jou niks te gee nie. Jy kan dankbaar wees as jy iets in sy hand ontvang. Maar dan moet jy daarvan getuig. Hy sê, laat U oë oop wees. Want as ek so na die kinders van God moet kyk,
En ons leefwyse op hierdie aarde sê ek, Here, maak eerder u oë toe. Want ons lewe getuig nie van die God wie ons aandien nie. Maak eerder u oë toe, moenie verder kyk nie asseblief. Want al wat u sien, is 'n gebroke wêreld. En die kinders van God raak minder en minder. Wat sien die oë van die Here vandag in jou lewe? Wat sien hy? Dis iets waaroor jy moet gaan nadink. En dis wat Nehemia gedoen het. Die derde een wat hy aanhaal, onthou, ek smeek u, die woord wat u aan Moses beveel het. Hy kom en hy verontwaardig homself in gebed voor God, in 'n smeekende, dankbare, biddende houding. Maar ons kom met soveel arrogantheid, in plaas van met smeking, met nederigheid en opregtheid in ons gebedslewe. Hy verontwaardig homself voor God. Hulle sê hy het 40 dae gevas. En na God toe gedraai. Laat u oor nou aandagtig wees op die gebed van u dienaar. Hy kom en hy sê, laat u oor aandagtig luister na u dienaar. Eers erken hy wie God is. En dat hy 'n dienaar, 'n dader van God se woord is. Vandag vra ek vir jou, as jy vandag vir die Here moet sê, luister aandagtig na my woord. Ek hoop nie dis met arrogantheid nie. Ek hoop dis met nederigheid en opregtheid en met 'n dienaargesindheid. As u my seën, is ek dankbaar. Laat die 15, laat u dienaar vandag voorspoedig wees. Hy kom vra guns by God. Sien, ons vra nie meer guns nie. We demand. Here, ons wil nie meer, u moet dit vir my gee. Ek het altyd gesê, toe my seun nog klein was, en junior Kesland na my toe gekom het, en met 'n demanding houding, dat my beursie toegegaan. Dat my guns toegegaan. As Stefan kom en sê, ek soek 'n kolf vir cricket, dan sê ek, soek jy hom? Nou wel, soek is 'n baie moeilike onderwerp, hoor, gaan soek maar jy gaan hom by my kry nie. Maar as hy gekom en gesê, papa, weet jy wat, nee, my kolf is stikkend. Kyk hoe lyk hy. Ek het al soveel wedstryde gespeel. Ag, wil jy maar nie net kyk of jy vir my enetjie kan kry en nie weer nie. Weet jy dat my hart oopgegaan het, my beursie oopgegaan. En ek het hom een gekoop. Is dit nie? En net so werk dit met God. Die manier hoe ons hom nader, die manier hoe ons vra, gaan beteken of ons guns gaan kry, en of ons nie guns gaan kry nie. Dis eintlik wat God hier mooi sê. Amen. Skenk hom barmhartigheid voor die oë van hierdie koning. Hy het geweet, hy moet voor die koning verskyn. Hy het geweet, hy moet sy saak by die oor van die koning gaan neerlê, maar hy vra guns. Wanneer laas het jy gebind om guns by iemand te kry? By die werk, 'n werksgeleentheid? Of is dit ons maar net so geraak, Here, jy moet gee, en gesê, skenk my barmhartigheid in die oë van hierdie man. Dat hy sal luister en met die regte gesindheid 'n antwoord gee. Nou die vierde een wat ek vandag wil vir julle gee, is 8 belydenisse wat hy gedoen het. Hy het kom bely sy swakhede. Eerstens, wat het gebeur? Hulle het gekom en hy het sy gebed aan wie gerig? Aan God die Vader. Hy het gekom en hy het God se karakter van liefde geopenbaar in sy gebedslewe. Hy het 6 versoeke na God toe gebring. En nou kom hy met 8 belydenisse. My foute. Ons wil nie ons foute in gebed raak sien nie, nie waar nie. Want wat moet dan gebeur? Ek moet verander. Daar's iets wat ek moet doen. En ek bly sê my tema is gebed en dade, nie waar nie? Nou bid ek, maar my dade wil nie
oorgaan in aksie nie, dan gaan ek nie guns by die oë van die Here kry nie, weet jy dit? Hy kom en hy sê, 8 belydenis, ek bid dag en nag voor U. Hy het volhard in gebed. 40 dae het hy gevas en gebid oor guns by die koning. Hoe lank het jy onder 'n onderwerp gebid? Of is dit 2-3 dae? Elke dag? Hy het volhard. Wie is die grootste probleem van vandag in die moderne kerk? Ons wil nie meer volhard in gebed nie. Ons soek in alles quick fix. Nie waar nie? Dan moet in alles quick fix resepte wees. Maar ons is meer bereid om ons gedeelte te doen nie. God het sy gedeelte en sal sy gedeelte altyd doen. Maar waar is die mens? Waar is ons vandag? Hoeveel verskonings het mense nie uitgedink om vandag dalk in die huis van die Here te wees, reg oor Suid-Afrika nie. Toe ek gestudeer het, en dis nou al lank terug, het ons 'n studie gedoen, deur die Universiteit van, ek dink was Unisa, wat hulle het gepubliseer het. Op 'n Sondag gaan daar 2% van die bevolking kerk toe. Wow. 2%. Dis kommerwekkend. Bid dag en nag voor U. Ek bely die sondes van Israel. Hy kom doen belydenis. Hy kom vra om vergifnis. Wanneer laas het jy voor die Here in nederigheid gebuig en belydenis gedoen? Vir foute in jou familie, in jou eie persoonlike lewe. Hy erken dat hulle afgedwaal het. Hy erken dat hulle God nodig het. Hy erken sy eie tekortkominge. Sien jy dit in ons gebedslewe? Die antwoord is nee. Die arrogantheid waarmee ons na God toe gaan. Hy kom en hy sê die derde punt, ons almal het teen U gesondig. Hy erken dat hulle sonde gepleeg het. En hy kom vra om vergifnis. My Vader se huis en ek het gesondig. Hy kom erken die Vaderhuis, die Fariseërs van daardie tyd se foute. En hy sê ek self het gesondig. Wanneer kom doen die kerk bietjie sondebelydenis? Nou kyk julle vir my so aan. Wanneer kom die kerk 'n bietjie by mekaar en ons doen sondebelydenis oor ons foute? Ek wil vir jou sê, daar's nie 'n denominasie waar daar nie in die struktuur iewers 'n foutjie is nie. Wanneer kom ons by mekaar? En dan bely ons afsonderlik ons eie foute. Ek het al baie hier gestaan en ek het op die kansel gesê, as daar iets fout gaan, ek vat verantwoording vir die gemeente. Want dis waar die Here my geplaas het. Dink jy nie is tyd dat ons weer dit begin doen nie? En dan na jouself te kyk en belydenis te kom doen. Hier kom Nehemia en hy hardloop nie weg nie. Hy herken die volk se foute. Hy ken die Lewiete se foute. Hy herken dit. En dan kom bely sy eie foute. Hy sê, die 5de punt, ons het baie verkeerd teen U gehandel, vers 7. Ek het al baie foute in my lewe gemaak. Ek doen daagliks foute teenoor God. Maar ons moet bely en om vergifnis vra. Ons moet dit erken, sodat daar herstel kan kom. Hy sê, die 6de punt, ons het U gebooie nie onderhou nie. Is dit nie een van die grootste foute wat ons lewe maak nie? Dit wat God van ons verwag, kom ons nie na nie. Die 7de van hierdie belydenisse,
Ons het die insettinge nie onderhou nie. Here, dit wat U vir ons in U woord gee, hierdie woord van U, onderhou ons nie. Ons onderhou dit nie. En hy sê, Jesus kom en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele verstand, met alles wat in jou is, daaraan gelyk, moet jy naaste lief hê. Is dit nie een wat ons moet nakom nie? Is dit nie een van die wette wat ons die minste nakom nie? Want hoekom moet ek Gert like? Hoekom moet ek Gert like? Kyk sy skewe hare, sien hy het daarom vandag gewit en met 'n ander das, hy het nie so swart das nie. Is nog steeds swart met bietjie wit streepies, sien julle? Steven, ek lyk nie heeltemal soos 'n ingedoom nie, hoor. Ek kan bietjie anders. Ja, ek hierdie das vroeg aangesit, ek is bang hulle steel hom weer. Hy raak weg in die gemeente, en dan kry ek hom so in die helfte van die preek, word my das vir my so gehou om te sê, sien jy, hierdie gemeente, broer, jy moet versigtig wees, jy moet prepared na hierdie gemeente kom, hoor. Hy sê, ons het die wette en dit wat U van ons verwag nie nagekom nie, liefde. Liefde vir God, liefde vir ons medemens. Waar is die liefde? Waar is die herstel? Waar is die vergifnis? Ons het so hoogmoedig in onsself geword, dat ons dit begin miskyk. Dit waaroor God gaan, en sy onderhou van sy gebooie gaan. Ons het U verordenering nie onderhou nie. Die woord. Is dit nie deesdae die grootste aanval nie? Op die woord van God. Is die woord nog die woord van God? Moet ek hom lees? Watter vertaling? Kyk, daar klomp skynheiliges. Hulle gebruik die woord net om my te oordeel. En ek kan aangaan oor wat ons en hoe ons die woord en die verordenering van God onderhou. As die woord sê dis sonde, jammer om jou en jou te hoor, dit is sonde, volgens die woord van God, en ons kan nie dit wil verander nie. En die 5de gedeelte, wat ek wil opdeel is, voorwaardes vir seën. Hy kom en hy sê vir die Here, ons sal dit doen, om guns by U te kom kry. En hier gaan sy gebed oor in 'n daad. Iets wat ek moet doen. En nie sê ek nie, jy moet 'n kompromie met God kom maak nie. Want dis mos baie keer wat ons doen. Ons is mos slim. Ons woorde moet oorgaan aan aksie. Dan kom ons en sê, Here, as U dit vir my doen, sal ek sondig in die kerk wees. Nee, dit gaan nie werk nie. My God is nie God kom van kompromie nie. Jy moet dit vrywillig en in liefde doen. Hy kom en hy sê, eerste een van die voorwaardes vir wend julle tot my, sê die Here. Nou wie toe moet ons gaan in tye van nood, tye van goed, in ons gebedslewe? Wie moet ons heel eerste nader? En Nehemia sê dit vir ons, God. In jou krisis, jou omstandighede waar jy self mag bevind, na wie toe draai jy heel eerste? I'll phone 'n vriend, ek is in die moeilikheid, ja, ek het ook 'n vriend wat ek phone. Sy naam is Christus Jesus. En weet jy wat, sy telefoon is nooit besig nie. Ek het al gesien, as iemand bel, dan hou jy hom so weg, hierdie ou gaan ek jy antwoord, hy soek weer net geld vandag. Dan sê die telefoon neer. Kyk om Steven lag, want jy weet, hierdie broer van my, wag, hy soek iets, ek gaan hom nie vandag antwoord nie. Dis hoe ons optree. 3 die oggend as my foon afgaan, en jy sien, sê, moet ek antwoord, moet ek nie antwoord nie. My God antwoord altyd. Ek het, en dit is 'n mooi verhaaltjie, ek en my vrou was in die winter, hier so net na 3 lei my foon, en ek sien van die gemeentelede, en ek antwoord, hy sê, pastoor, jy moet dringend na my huis toe kom. Ek sê, my oom, wat's fout? Hy sê, my vrou het hoofpyn, jy moet vir haar bid. Ek sê, hoofpyn? Ja, en jy moet nou kom. Ek sê, oom, maar kan ek nie van oor die telefoon gou bid nie? Nee, jy verstaan verkeerd. Sy het hoofpyn, jy moet nou kom bid. Daar is geen alternatiewe nie. Ek sê, oom, maar het jy al vir haar hoofpyntablet of iets gegee? Nee, bid. Ek sê vir hom, oom, wat in my is in jou.
Hoekom bid jy nie vir jou vrou nie? Jy is die priester in die hoof van jou huis. Ek gaan môreoggend, oor 2 ure, 3 ure is ek daar, dan kan ek vir jou vrou bid. Maar wat doen jy? Jy sien, ons wil nie accountability hê nie. En hier kom Nehemia en hy sê, jou gebed moet oorgaan aan dade. You need to take accountability. Jy moet aanspreeklikheid neem. Jy moet jou gesag neem wat God jou gegee het. En daarvoor bid. Nie waar nie? Wend julle tot my, sê hy. Onderhou my gebooie. Streef daarna om my wette na te kom. Streef daarna om in regverdigheid te lewe. Streef daarna om reg en guns in my oë te kry. En dan die laaste een wat hy gesê is, doen dit. Jy sien, hier word 'n gebed nou oor in 'n daad. Want hy daar vir Nehemia, toe Nehemia vir hom bid, en sê, Here, mag 'n guns by die koning kry. Nehemia moes nie stil bly nie. Hy moes 'n dader word. Hy moet dit doen wat God op sy hart geplaas het. En vir guns vra in die oë van daardie koning. En hy het dit gedoen, want hy het 'n dader geword van die belofte en die seën van God. Die laaste een uit sy gebed, beloftes en profesie, wat die Here vir ons gee, ek sal julle versamel. Wat is ons belofte? Dat wanneer jy God met alles in jou dien, het God gesê, sal hy ons kom haal, en ons neem na 'n plek, wat nie met hande gebou is nie. Ons lewe op aarde is slegs tydelik. Tydelik. Streef jy daarna, dat God jou moet kom haal, en deel word van sy samelewing. Ek sal julle bring na 'n plek wat ek gekies het, om my naam daar te vestig. En ons weet waar daardie plek is, as kinders van God. Waar is daai plek? In God se koninkryk. Maar dan moet ek en jy 'n dader word. En dan moet ek en jy in gebed gaan. En daardie gebed van ons in ons leefwyse moet getuig van wie hy was. Ek is amper klaar, ek gaan nou Moses se ark daar by Shirley Beach, so dan kan julle reg wees. En Nehemia het nie net 'n kragtige gebedslewe gehad nie, maar Nehemia het 'n kragtige daad gehad, 'n dryfkrag om in God se weë te wandel. Hy het die berig gehoor dat die stadsmure vernietig is. Hy het gaan sit, hy het geween, hy het daar getreur, hy het gevas, hy het voor God gebid. Met ander woorde, sy handeling het getuig van 'n daad van afhanklikheid van wie? Van God. Onder sy leiding het hy die stadsmure van Jerusalem binne 52 dae herbou. En mense, het julle al gedink hoe groot 'n stadsmuur is van daai tyd, om dit in 52 dae te herbou? Dit wil iets gedoen wees, ten spyte van al die aanvalle wat hy gehad het. Maar weet jy wat? Het 'n wonderwerk plaasgevind terwyl hulle gebou het. In 52 dae het hulle die stadsmure herstel. Dit wys van die bonatuurlike krag van die God wat hulle dien. Toe daai stadsmure opgegaan het, het die mense begin getuig oor die grootheid van God, daardie almagtige God, daardie een wat hulle begin gesien het as 'n swak God, want die stadsmure is herstel in 52 dae, die bonatuurlike krag van daardie God. Sy dade het oor in aksie gegaan, en God het die bonatuurlike vermag. En die mense het getuig oor die grootheid van daardie God. En hy was 'n man van 'n sterk gebedslewe. Dit kan in 2 gedeeltes opgedeel word. 'n Gebed en 'n daad van krag. Dit is wie Nehemia was. Hy het 'n gebedslewe gehad en 'n daad van krag deur God, wat by die kind van God ontbreek. Gebed is trouwens 'n daad wat bydra tot die sukses wat ek en jy in ons geestelike lewe behaal. Ek wil vandag vir sy geliefde, word gehoorsaam aan God.
Ontwikkel 'n aktiewe gebedslewe. En mag daardie gebedslewe wat jy bid, 'n daad van krag in jou lewe word. Sodat elkeen van ons die muur van geloof weer kan bou. Jy sien, Jesus het gekom en het die hoeksteen van die samelewing geword. Hy het die eerste baksteen neergesit. Nou moet die kerk en die mense daarop voortbou. Maar hoe lyk ons mure? Hoe lyk dit? Hoe lyk die geestelike muur wat om die stad van Jerusalem al gebou moes gewees het? Hoe lyk dit? As ek so kyk na die samelewing en na die mens, dan moet ek my kop in skaamte laat sak en sê, Here, ek dink nie hy het gevorder nie. Ek dink nie hy het gevorder nie. As ek so na die striwelinge in die nominasies onder mekaar in die kerk kyk, dink ek ons het die pad en die visie verloor wat God moet wees. Die kerk het sy krag verloor, want ons stry so onder mekaar wie reg en wie verkeerd is. Dat is nie maak soos die Nehemia wat net op God gefokus het nie. Ons bid nie meer vir die herstel in die huis van die Here nie. Ons bid nie meer vir herstel in ons eie persoonlike huishoudings nie. Ons kram weg van ons eie persoonlike foute. Dit is nie wat Nehemia hier kom doen het nie. Hy het na God toe genader. Hy het hom geloof geprys. Hy het erken van die foute van die samelewing en sy persoonlike samelewing. Hy het God herinner aan die beloftes en die karakter van liefde, wie God is. Maar sy lewe, hy sê, het getuig van daardie gebed. Hy het gevas en gebid. Hy het volhard. Hy het liefde getoon. Hy het guns gekry en het die muur gaan herbou. Waar is ons? Waar is ons? Ek dink ons het baie om te gaan regmaak. Ons het baie om te gaan herstel en weer op te bou. Dit wat God van my en jou verwag. Ek bid vandag dat elkeen 'n Nehemia sal word. En hierdie gebed sal bid sodat die kragtige werking en guns van God oor ons kan wees. Ek wil vir jou sê, in die tyd waarin ons ingaan, ek het weer hierdie week gehoor van die petrolprys. Ek het weer gehoor van hoe mense en huishoudings van swaar kry. Toe sê ek, baas, nee, Nehemia. Is dit nie wat ons moet word nie? Is in die tyd dat ons as volk kom begin bely vir God en kom regmaak vir God. Ons as huis van die Here, weet jy, is die mooi ding van Delmas, ons is kerke wat so lekker saamwerk. En ek moet dankie sê vir elke leraar in Delmas wat gekom het en gesê, ons kyk nie in die mure van die nominasie nie, maar ons kyk in wat God vir hierdie dorp kan doen. Ons gesamentlike aksies, bidgroepe, maar wie wat sy hartseer, dat die kerk en die mens van hierdie dorp dit nie ondersteun nie. Ons nadere tyd in ons lewe waar ons grootste geskenk van liefde herdenk, die Paasnaweek, waar is die menskind? Waar is ons? Waar is ons by dit? Wat gaan jy daai Paasnaweek doen? Of is dit 'n naweek van, ek gaan bietjie weg. Ek wil ek gaan versvang. Ek gaan daarmee 28ste, dankie Louis. Ons gaan die ander kerke leer om te hengel. Sien ons het teen ander kerke ook hengelkompetisie. Dis ons bou, eenheid bou. En God, wat is waaroor dit gaan? Waar is jy hierdie Paasnaweek? Toe Jesus die grootste geskenk van liefde aan die mensdom kom gee het. Dalk moet ons na ons gesindhede kyk en verander en soos hy Nehemia maak en terugdraai na God. Amen. Kom sluit die oë. Liefdevolle Vader, Here, dankie vir hierdie mooi en liefdevolle dag.
Here, dankie vir die voorreg wat ons vandag het, Here, om soos Nehemia te kan maak, Here. Here, toe hy hoor van daardie skoknuus, Here. Here, toe die groot en die almag van U betwis word oor die val van die mure, Here. Here, het hy eerstens na U toe teruggedraai, Here. Here, hy het volhard in gebed, Here. Hy het gevas, hy het die aangesig van U gesoek, Here. Here, dalk is dit vandag iemand hier, Here, wat slegte nuus of tyding ontvang het, Here. Mag hy opnuut soos Nehemia word, Here, en voor U groot troon neerbuig, Here. En Nehemia, Here, het gekom en U naam groot gemaak, U geloof en U geprys, Here. Mag ons, Here, deur ons swaar kry en swak, Here, ons moeilike tye altyd die naam van die Here groot maak, hom lof en eer gee, Here. Here, mag hy dan, soos wat hy gekom het, Here, en hy elke oortreding voor die voete kom sit het, Here. Mag ek vandag, Here, elke oortreding van myself, foute wat ons gemaak het, bid vir ons volk se foute, bid vir foute in die kerk, op 'n verskoning soek waarom ek nie na die huis van die Here moet gaan nie. Here, mag ek my eie foute raak sien in my en in my familieband, Here, en dit kom herstel in die oë van die Here. Here, maar mag ek, Here, dan opstaan, Here, en 'n dader word van U liefde, U genade, U guns. Mag ek U Nehemia word in my lewe en teruggaan, Here, om my geestelike muur van geloof te kom bou, Here. Dit is my gebed vir elkeen hier, Here, dat ons weer sal terugdraai na ons eerste liefde, wat U is, in Christus Jesus naam. Amen en amen. Amen. Ek het nou nie kripnotes nie, so ek is gevrywaar van enige iets. Kom my vrou. Ek weet nie waar die kripnotes is nie, so. Waar die kripnotes nie verander nie, okay. Is daar verjaarsdae, laat ek eers so vra. Okay.